Goeiemôre geliefde broers en susters en baie hartlik welkom by ons doopdiens vanoggend. Ek vra groot verskoning dat ons so 'n bietjie laat begin het want daar is so 'n klein kragprobleempie, maar gelukkig is 'n joggie hier vanmôre, so hy help my nou agter om te kyk dat die kragprobleempie uitgesorteer is. Ons glo vertrou hy gaan dit dan ook regkry. Maar nietemin, baie welkom aan alle besoekers vandag hier by ons. Ons het die groot voorreg om vandag die sakrament van die heilige doop te bedien. Wat 'n voorreg is dit vir ons om opnuut weer tot daardie besef te kom van hoe groot is God se liefde vir ons. Dis daai liefde wat ons insluit by sy verbond, wat vir ons die sekerheid gee dat God elke dag die lewenspad saam met ons stap. Dus kom ons sit net vanoggend vir 'n oomblik en dan raak ons net stil in die teenwoordigheid van die Here. Geliefde broers en susters, kom ons staan vanoggend en dan sing ons as 'n toetrede lied van 73. Ons gaan daar die eerste, die tweede en derde verse. Ons gaan dit nou wel sonder begeleiding sing. So ek dink dit is van 'n lekker song van sing. Wie stil van die heilige see, en ons teenwoordigheid, kom by want ek beskerm jou. Jou beloning sal groot wees. Geliefde broers en susters, die genade van die Here Jesus Christus sal by almal wees. Amen. Kom ons sing lied 176 as 'n lofsang vanoggend saam. Halleluja, hier is koning, ons aanbid die en die woning, is die Alpha en Omega.
in ons Here Jesus Christus, die leer oor die heilige doop, kan in hierdie 3 hoofpunte saamgevat word. Die eerste hoofpunt is dat ons en ons kinders van ons eerste lewensoomblik af sondig is en in sonde gebore word en daarom onder die oordeel van God staan, sodat ons nie in sy ryk kan kom nie, tensy as ons weer gebore word. Die onrein of ons juis aangedui, so word ons deur die doop vermaan en die erns van ons sonde te besef, ons tot God te verootmoedig en ons reiniging en verlossing buite onsself te gaan soek. Die tweede hoofpunt is dat die heilige doop aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus betuig en beseël. Daarom word ons gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Met die doop in die naam van die Vader betuig en beseël die Vader aan ons dat hy 'n blywende genadeverbond met ons sluit en dat hy ons as sy kinders en erfgename aanneem. Daarom wil hy ons alles versorg en alle kwaad van ons afweer of dit vir ons ten goeie laat meewerk. Met die doop in die naam van die Seun beseël die Seun aan ons dat hy met sy bloed al ons sondes afwas en dat hy ons saam met hom laat sterwe sodat ons ook saam met hom kan lewe. So word ons van ons sondes bevry en deur God as vrygespreektes gereken. Met die doop in die naam van die Heilige Gees verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament dat hy in ons wil woon en ons tot lede van die liggaam van Christus wil maak. Dit doen hy deur tot ons eie te maak wat ons reeds in Christus het, naamlik die afwassing van die sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, sodat ons uiteindelik in die ewige lewe as deel van die gemeente van die uitverkorenes sonder sonde sal wees. Die derde hoofpunt is dat God ons deur die heilige doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet hierdie een en enigste God, Vader, Seun en Heilige Gees aanbid, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons krag. Ons moet ons sondige bestaan beëindig en nie meer in diens van die sonde nie, maar volkome in diens van God lewe. As ons soms uit swakheid sondig, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sonde bly nie. Die doop is immers 'n seël, 'n betroubare waarborg dat ons 'n blywende verbond met God het. Alhoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, is dit nie 'n rede om hulle van die doop uit te sluit nie. Sonder dat hulle dit weet, verkeer hulle immers vanweë die sondeval van Adam onder die oordeel van God. En net so, sonder dat hulle dit weet, is hulle in Christus in genade aangeneem. God stel dit baie duidelik wanneer hy aan Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook aan ons en ons kinders sê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my, jou nageslag en al die geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees, en ook die God van jou nageslag. Daarvan getuig Petrus ook met hierdie woorde, wat God beloof het is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is. Vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. God het vroeër beveel dat die kinders besny moet word, want dit was nie die seël van die verbond en die verlossing deur die geloof. En omdat hulle verbondskinders was, het Christus ook sy arms om hulle gesit, hulle die hande opgeneem en hulle geseën. Omdat die doop in die plek van die besnydenis gekom het, moet die kinders as erfgename van die ryk van God en sy verbond gedoop word. Die ouers is verplig om hulle kinders, soos hulle opgroei, hieroor breedvoerig te onderrig. Maar geliefde broers en susters, om dan hierdie sakrament van die Here tot sy eer te bedien, en om dit tot ons troos en vir die opbou van sy gemeente te laat bedien, laat ons onsself voor die Here verootmoedig en die ware geloof bid, dat hy ons aan dit alles sal laat deelkry. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en liefdevolle hemelse Vader, Here, hoe wonderlik is dit nie vir ons om vanoggend in u teenwoordigheid te mag stilstand raas. As dit nie voertuie is nie, is dit mense. Daar is soveel dinge wat soveel lawaai maak in ons eie lewens, wat eintlik daarop uit is, om u stem in ons lewens stil te maak. Ons te verhinder om u stem te hoor. Maar Here, hier kom ons vanoggend na u huis toe.
Hier beleef ons daardie stilte. Daardie stilte in die almagtige God van hemel en aarde se teenwoordigheid. Want Here, ons kom vanoggend in hierdie erediens saam om opnuut weer verseker te word dat U by ons is. Dat U daagliks die lewenspad saam met ons stap. Ons kom vanoggend hier by mekaar om opnuut weer te besef hoe groot is U genade vir elkeen van ons. Daar waar ons verlore siele was, waar ons mense op hierdie planeet was wat geen hoop gehad het, kom U en gee vir ons daardie nuwe bemoediging, daardie sekerheid dat ons aan U behoort. U wat die alleen lewende God is. Here, ons kom bedien vandag dan die sakrament van U heilige doop. Daardie teken wat U vir ons gegee het as bevestiging dat U ons sonde vergewe, dat U ons sonde afwas met U bloed, dat U ons sonde so ver van ons sal verwyder soos van die ooste van die weste af is. Dankie Here, daardie groot genade. Ons kom bid vandag, Here, dat ons hier in U teenwoordigheid sal luister na U belofte. Daardie belofte dat U vandag 2 kindertjies as U eie aanneem. Dat U hulle lewenspad saam met hulle sal stap, hulle daagliks sal beskerm. Elke dag sal versorg met die mooi dinge in die lewe. Die liefde altyd vir hulle genoeg sal wees. Maar so kom bid ons dan vandag ook vir hulle ouers. Ons bid Here dat U hulle ouers sal seën met insig en wysheid om elke dag so te lewe dat hulle sal leer wat dit is om werklik 'n verbondskind te wees. Ons kom bid Here vir ons as gemeente, dat U ons deur die Gees sal lei hierdie kinders te aanvaar as verbondskinders van die Here, om as ware gelowiges, ware ledemate van U kerk eendag te lewe. Lieve broers en susters, ek gaan nou vra dat ons doopouers hier voor die kansel sal kom staan. Ek roep die J.P. Gentle en dan Koetser, en dan nog vir ons aan my woord die vanoggend hier voor die kansel te kom staan. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is, om aan ons en ons kinders sy verbond te beseël. Daarom moet ons dit vir die doen, en nie uit gewoonte of bygeloof laat bedien nie. Sodat dit blyk dat julle dit so glo en aanvaar, moet julle eerlik op die volgende vraag antwoord. Aanvaar julle dat ons kinders van hulle eerste lewensoomblik af sondig is en in sonde gebore word, in die ellende van die sonde en onder die oordeel van God verkeer, soos wat ons gehoor het in die eerste hoofpunt. Bely julle dat hulle nogtans deur Jesus Christus verlos is en daarom as ledemate van sy gemeente gedoop behoort te wees. Bely julle ook dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament wat in ons belydenis saamgevat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van verlossing is. En ten slotte beloof julle en is dit julle voorneem om hierdie kinders van julle, sodra hy en sy dit kan verstaan, na julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Wat is hier op julle antwoord? Is van my? Jy gee my nou. Geliefde broers en susters, ek gaan nou af om die sakrament van die doop, die 2 babatjies te bedien. Ek kan net so bly sit en wanneer ek weer terug is op die kansel, sing ons vir hulle 'n seënbede toe uit Lied 268.
jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. My Rood, jy is nou 'n gedoopte kind van die Here. God sal elke dag die lewenspad saam met jou stap soos hy beloof. Mag hy sy seën ryklik op jou lewenspad uitstort. Liewe gemeente, hier is my Rood. Sy is nou 'n gedoopte kind van die Here. Sy is nou een van ons. Kom ons wees lief vir haar. Kom ons gaan leer as gemeente vir haar wat dit beteken om waarlik gelowig te wees. Om elke dag vas te hou aan die Here. Wie sal my? Hierdie is 'n groot geskenk wat die Here vir jou gegee het. Pas haar op. Wees lief vir haar. Jy gaan wees vir haar 'n navolgingswaardige voorbeeld. Jy kind van die Here moet wees. Pieter Genkel, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Jy is nou 'n gedoopte kind van die Here, wat hy baie lief het, wat hy beloof vandag, hy sal altyd die lewenspad saam met jou stap en sy seën ryklik oor jou uitstort. Liewe gemeente, hierdie is Jaap Genkel. Hy is ook nou een van ons. Hy is ook 'n gedoopte kind van die Here nou. Kom ons as gemeente wees lief vir hom. Kom ons stap die lewenspad saam met hom. Kom ons gaan leer hom wat dit beteken, waarlike lidmaat van die kerk van Christus te wees. Ek gee julle nou, dit is 'n geskenk wat die Here vir julle gegee. Pas op, wees lief vir hom. Jy gaan wees vir hom 'n navolgingswaardige voorbeeld. Om kind van die Here te wees. Die gemeente, kom ons staan en dan sing ons lied. Saam uit Lukas 5 uit en die gedeelte wat ons saam lees hier van vers 18 af is vir my as persoon 'n geweldige mooi teksgedeelte in die Bybel. Dis daardie gebeure in die lewe van die historiese Jesus toe hy hier op aarde was wat vir my regtig so aangrypend is. Omdat dit juis gaan oor mense soos een. Mense wat elke dag maar die lewenspad stap, wat bepaalde verwagtinge het in die lewe. En telkens loop ons partytjie vas in 'n wêreld, 'n lewe wat nie toegeeflik is teenoor ons nie. Maar in hierdie gedeelte kry ons dan ons dat by God en by die gedeelte van Lukas 5 van vers 18 af tot by vers 26. Onverwags kom daar mense met 'n verlamde man op 'n draagbaar aan en hulle probeer hom die huis in te bring en voor Jesus neer te lê. Toe hulle van hierdie gedrang nie kans sien om hom in te bring nie, klim hulle op die dak en laat hom 'n draagbaar en al deur opening tussen die dakdeels afsak, tussen die mense in en vlak voor Jesus. Toe hy hulle geloof sien, sê hy: "Mens, jou sonde is jou vergewe." Die skrifgeleerdes, die fariseërs, het hulle begin afvra: "Wie is hy dat hy so godslasterlik praat? Wie anders kan sondes vergewe as net God alleen?" Maar Jesus het hulle redenering gemerk en vir hulle gesê: "Wat redeneer julle by julleself? Wat is makliker? Om te sê jou sondes is jou vergewe of om te sê staan op, loop?"
Maar ek gaan nou vir julle die bewys lewer dat die Seun van die Mens volmag het om op die aarde sondes te vergewe. Toe sê hy vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, vat jou draagbaar, ek gaan huis toe. Onmiddellik het hy voor hulle oë opgestaan, die draagbaar waarop hy gelê het gevat, en terwyl hy God prys, huis toe gegaan. Almal het verbaas gestaan, God geprys, vol eerbiedige vrees gesê, vandag het ons ongelooflike dinge gesien. Ons lees dit tot sover, geliefde broers en susters. Die profeet Jesaja sê vir ons dat gras verdor, blomme verwelk. Woord van God bly vir ewig. Terwyl ons net so bly sit, kom ons sing die 292, eerste en die tweede. Verlede Sondag toe preek ek oor Bel en haar die moontlike tema vir haar kamer se oordeel. En toe ons nou net maar by die huis kom, toe sit ou Jody daar en hy sê, nou wanneer gaan pappa bietjie iets oor my sê. Sê so goed, 'n mens moet seker, né? Die ander twee kinders kan nie net oor die een preek nie. Ja. Nou die vraag is, wat sê mense as daar so baie is om te sê, want die ironie van die saak is wanneer daar baie is om te sê, dan weet jy nie eintlik wat om te sê. So gebeur het in die week dat ek die gedeelte lees en toe dink ek terug aan toe hy nog baie klein was, eintlik 'n babietjie was. Hy was so, ek kan nie onthou of hy nou net 2 was, of hy net oor 2 was, of net voor 2, maar hy was nog baie klein om doeke gedra. En so is ek in die oggend besig in die braaikamer om pette op te haal, want ek versamel pette. Terwyl ek besig is om die pette op te haal, sit ek hom in die huis, sit hom die TV aan op YouTube, en hy was mal oor Tractor Tom. So ek sit vol Tractor Tom aan. En ek is besig om hoetjies op te hang, en hy is rustig binne in die huis, en die volgende oomblik kom daai kind hysteries by die huis uitgaan. Geweldig ontstel. Nou, papa, kom kyk, het hy so sleeptommetjie gepraat. Daar vergroot daai vol. Nou, hy probeer ek wat, kom die dinosaur in, kom die dinosaur nou vandaan. Maar hy sê, oog is net so groot, en ek moet nou kom kyk. Nou stap ek saam met hom, en nou is ons by YouTube so manier, so elke nou en dan is daar 'n advertensie op van iets, en die advertensie wat in op is hierdie virtuele realiteit, met brille wat 'n mens opsit, en die hele ding wat 'n mens nou sien daarop, gaan oor Tyrannosaurus Rex, of T-Rex, soos wat party mense dit verwys. Dis nou hierdie dinosaurus wat ek nou hierso op die bord op die dag het. Nou van T-Rex kan 'n mens nou sien, die idee is eintlik om vir kinders soveel as moontlik inligting van hierdie dinosaurus te leer. Tot daarna dink ek by myself, hoe groot was T-Rex? Werklik, gewees. Nou vir interessant, ek moet nou ons het hierdie fossiele opgegrawe, so dis met redelike akkuraatheid wat ons weet hoe die goed gelyk het en hoe die goed is, hoe groot die goed werklik was. Nou T-Rex was so tussen 11 en 13 meter hoog gewees. Dit is geweldig hoog, as jy in 'n enkel verdieping huis bly, jy staan die kant van die huis, en T-Rex staan daai kant,
dan kyk hy vir jou oor die huis en dink, dis geweldige, lang, groot, hoë dinosaur gewees. En behalwe dit, was T-Rex se kop 1,5 meter lang gewees, volgens die opgrawings wat gedoen is. Sy tande was so groot soos piesams gewees. Dit was 'n enorme dinosaurus gewees. Natuurlik soos wat opgrawings gedoen word en nuwe eksemplare van hierdie dinosourusse opgegrawe word, so leer ons meer van hierdie dinosourusse wat miljoene jare geleef het. Onder andere is daar van hierdie opgrawings wat so goed gepreserveer of bewaar was deur hierdie miljoene jare, dat ons tot weet watter kleur was daardie dinosourusse se vel gewees. 'n hele paar van hierdie spesifieke monsters wat opgegrawe is, die fossiele wat opgegrawe is, het vir ons aangedui dat T-Rex het heel waarskynlik vere op sy stert gehad. Verdere opgrawings wat gedoen is, het aangedui dat hy heel waarskynlik 'n rooi kop gehad het, soos kalkoen gehad. Begryp jy broers en susters, dis die teorie oor T-Rex. Die vraag is egter, wat is T-Rex vir 'n 2-jarige seentjie of vir 'n 40-jarige man in die praktyk? Vir iemand wat nie die teorie ken, wat is T-Rex? Vir iemand wat nie omgee oor die teorie, wat is T-Rex? In die praktyk is T-Rex niks anders as net 'n groot dinosaur. Dis al wat dit is. Nou dit het my dink aan die teksgedeelte wat ons vandag saam gelees het. Wat is geliefde broers en susters, Lukas vertel vir ons hier van die teorie van daardie tyd. En hy vertel vir ons hoe teorie en praktyk in daardie tyd by mekaar uitgekom het. Hier is 'n groepie vriende en hulle het 'n verlamde vriend. En hierdie verlamde vriend het hulle tog maar 'n behoefte dat hy sal gesond word. Maar wat was die teorie oor sy verlamming in daardie tyd? Eintlik baie eenvoudig. Hulle het nie die mediese navorsing gehad of wetenskaplike navorsing soos ons vandag het om presies vas te stel hoekom is iemand verlam. Daar was wel 'n godsdienstige verklaring vir dit gewees. Daardie persoon of dalk sy voorouers het een of ander sonde gedoen en God is besig om hulle te straf oor daardie sonde. En dit verklaar mense wat blind is, of mense wat doof is, of mense wat verlam is, of siektes is aan die hand van dit verklaar. Dis 'n straf wat God oor jou bring vir sonde wat jy of jou voorouders gedoen. Dit was die teorie in daardie tyd gewees. En hierdie groepie mans hoor van Jesus. Kom ons sê dit is maar 'n stukkie teorie van Jesus wat hulle hoor. Jesus doen wondere. Hy maak mense gesond. Hy laat verlamdes loop, hy laat blindes sien, hy laat dowes hoor. Dit wat die teorie sê die rede is. Kom Jesus en hy sê ek kan dit verander. En dis die praktyk vir hierdie mans. Ons wil so graag ons verlamde vriend doen. En daarom ons sien hulle geen moeite om hulle verlamde vriend aan die voete van die Here Jesus Christus te gaan neerlê. En dit lees ons dan ook in die woord. Ons lees daar dat hulle op die dak met dakdeels afgeklop het en Jesus en hulle vriend wat afstap het tot vlak voor Jesus. En dan lees ons Jesus sien hierdie groepie mans op die dak. Die feit dat hulle nie omgee oor die teorie, maar tog bereid is om 'n kans te waag op dit wat hulle gehoor het van die Here Jesus Christus. En dan sê Jesus vir hulle in so vers 20, mens, jou sonde is jou vergewe. En onmiddellik is die wetenskaplikes van daardie tyd, Fariseërs en skrifgeleerdes op Jesus. Want onthou, hulle is die bewaarders van die teorie. Hulle hou van die teorie en hulle wil nie hê dat die teorie vernietig sal word. Wie is Jesus dat hy so godslasterlik praat? Wie dink hy is hy om God se werk, God wat sonde vergewe het, se werk te gaan oorvat? Wie dink hy is hy? En dan kom Jesus hier in vers 23 en vra hy vir hulle die vraag, wat is makliker? Om te sê jou sondes is jou vergewe of om te sê staan op en loop? Ek dink selfs in terme van vandag is dit 'n maklike vraag om te antwoord. Dit is baie makliker om vir iemand te sê jou sondes is jou vergewe as om vir 'n verlamde persoon te sê staan op
En dan hierdie twee sake hou in daardie tyd volgens die teorie so nou verband met mekaar. Want vergifnis van sonde beteken dat hierdie verlamde man sal kan opstaan en loop. Dis die realiteit, dis die teorie. Jesus bring die teorie en die praktyk dan by mekaar uit. Lees in vers 24 en 25. Jesus sê vir hierdie verlamde man, ek sê vir jou, staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe. Onmiddellik het hy voor hulle opgestaan. Die draagbaar waarop hy gelê het gevat, en terwyl hy God prys, het hy huis toe gegaan. En Lukas eindig sy vertelling oor hierdie gebeur, hierdie insident, net daar. Maar kom ons gaan vir 'n oomblik net weer terug na daardie groepie mans op die dak. Het nie belang gestel in die teorie nie. Hulle het nie omgegee wat die teorie sê. Hulle het 'n kans gevat om hulle vriend by die voete van Jesus Christus te gaan neer. En onmiddellik raak die praktyk vir hulle anders. Jesus kom verander die teorie, maak die praktyk vir hulle dit wat hulle werklik wil hê. Geliefde broers en susters, hier sit ons almal vanoggend hier. Ek dink almal van ons wat hier sit, het ons eie stukkie teorie vandag. Jou teorie is dalk vandag hartseer. Jy is dalk hartseer oor 'n geliefde wat nie daar is nie. Jy is dalk hartseer oor 'n verhouding wat nie uitgewerk het nie. Of dalk sit jy vanoggend hier met 'n teorie van teleurstelling en van hartseer oor gebeure waaroor jy geen beheer gehad het. Jy sit nou vanoggend hier en die teorie in jou lewe vandag is vrees. Jy vrees vir die toekoms. Jy vrees dalk vir jou eie veiligheid van elke dag. Jou teorie is dalk vandag vrees oor jou gesondheid. Vrees oor jou en jou kinders. Dalk sit jy vanoggend hier en die teorie in jou lewe vandag is uitbranding, vasbrand. Ons het tog 'n gedagte, 2025 is nie vir ons 'n maklike jaar nie. Ons weet, dit het baie gereed. Ons weet daar is boere wat tans desperaat is om hulle oes van die land af te haal. Dis te nat. Boere wat ander planne begin maak om hulle oes in te saam. En daardie hoop dat hulle iets sal maak. Ons moet onthou dat is 'n plattelandse gemeenskap. As dit swaar gaan in die boerdery, gaan dit swaar in ons gemeenskap. Die twee hou baie nou verband met mekaar. So daar's baie van ons wat vandag hier sit met 'n klomp spanning oor hoe gaan 2025 vir ons uitspeel. Ons sit op hierdie spanning, hierdie vrees, hierdie teorieë in ons lewens oor wat kan en wat kan nie. Maar die werklikheid is, hoe lyk die praktyk? Ek sê geliefde broers en susters, as hierdie teksgedeelte van hierdie groepie mans op die dak, nooi u en my vandag uit. Hierdie teorie, die Here Jesus Christus. Want die Here Jesus Christus maak die praktyk vir ons anders. Die Here Jesus Christus bring die teorie en die praktyk by mekaar. En dis iets wat ons vandag in die dood ook gesien het. Ons almal is verlore as gevolg van sonde. En nie ons eie sonde nie, die oorsonde van Adam en Eva. Daardie sonde wat ons as mense 'n ewige dood sal laat sterf. Dis die teorie. Maar dan kom God vanoggend en die heilige dood. En hy maak die praktyk vir ons heeltemal anders. Hy gee vir ons hoop op 'n ewige lewe. Hy gee vir ons sekerheid in hierdie lewe wat ons tans leef, dat hy daagliks die pad saam met ons stap. Dat hy daar sal wees om ons te beskerm, daar sal wees om ons te versorg. Maak nie saak wat nie. Maak nie saak wie. Sien geliefde broers en susters, almal van ons wat vandag hier is en wat die voorreg het om kinders te mag hê, wil altyd net die beste vir ons kinders hê. Ons sal enige iets doen om ons kinders te beskerm. Te beskerm teen alle gevare, te beskerm teen seer, te beskerm teen dit wat hulle leed kan aandoen. Ons sal enige iets doen om ons kinders te versorg elke liewe dag. Maar in die praktyk raak dit baie keer vir ons moeilik. In die praktyk raak dit baie keer vir ons 'n groot uitdaging. Maar sien geliefde broers en susters, daar is een wat wel in praktyk aangaan. Daar is een wat wel lewe gee.
wat wel beskerm, wat wel versorg, teen alle gevare, te midde van alle situasies, is die Here Jesus Christus. En hier by die doop het ouers vanoggend hulle kinders gebring om die Here te wy. Hulle kinders gebring om te sê, Here, hier is my kind. Wees U daardie hulle praktyk. Hulle anders sal dit lyk. Daar waar ek as ouer nie kan bykom, wees U dan tog net daar. En dan kom die Here. En dan neem hy hierdie kinders aan as sy eie kinders. Hier by die doop, beloof hy voorbeeld. Maak ons ook wat die teorie sien. Sal ek die praktyk vir jou goed maak. Geliefde broers en susters, ons word vandag opgeroep. Bring jou teorie vandag na Jesus. Ek gaan vra daai man op die dag. Ek sal nie teleurgestel wees nie. Amen. Geliefde broers en susters, as ons slotsom sing ons vandag die 2-9-3. Ons sing daar die eerste, die tweede en die derde vers. Jesus, neem ons kleine kinders met 'n hart vol liefde aan. Niemand mag dit ooit verhinder dat ons vry na hom toe gaan. Loof die Here, loof hom almal. Mag God, die bron van alle hoop, deur die geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat die hoop al hoe sterker sal word, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my nie skadu bly. Amen.
Broers en susters, die afkondigings was alreeds op die bord gewees vanoggend. Ons het